Prys die Here se naam. Ons praat vanmôre oor winde. Broer, suster, as ek vanmôre miskien iewers iets sou sê wat jou 'n bietjie ongemaklik sal laat voel, moenie bekommerd wees nie. Dit gebeur maar van tyd tot tyd. En dan wil ek die tweede ding vir u ook sê, broer en suster, dat die Here wil vanmôre in jou hart met jou praat. Amen. Ons is aan die voorhand van winter, en net in winter en direk na winter is dan aan die tyd van die winde, en daarom wil ek Augustus maand vroeër dat kom vanmôre hier by die gemeente. Prys die Here. Psalm 135 vers 6, u kan saam met my daarin blaai, ook vers 7 as u sou wou. Psalm 135 vers 6 en vers 7. Loof die Here se wonderlike naam. Sê amen. Amen. As jy 'n kamper is of 'n kampeerder is of iemand wat lief is vir die buitelug, sal jy weet dat verskillende winde kom op verskillende tye en baie keer ook vir verskillende redes. En vanmôre gaan ek net 'n oomblik in God se woord met jou stil staan oor winde. Pastoor, prys die Here se wonderlike naam. Psalm 135 vers 6 sê, alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op aarde, in die see en al die dieptes. Vers 7, hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan. Die wind uit sy skatkamers laat uitgaan. Ek wil graag jou gedagtes so 'n oomblik terugvat in die woord van die Here, baie ver terugvat in die tyd van die Egiptenare. En toe die volk van die Here verlos word, sê die Bybel dat daar het 'n wind opgestaan en hy het die see weggedryf sodat die volk van die Here droogvoet kan deurgegaan het. Nou wil ek graag hê, jy moet 'n prentjie saam met my skets en 'n oomblik aan dit dink dat God die Almagtige, want ek het die Bybel 'n paar keer al gelees en as ek hom reg verstaan is daar net 2 keer waar God van sy troon af opstaan, waaroor ek nie vanmôre wil uitbrei nie, maar God sit op sy troon, die Almagtige sit op sy troon en hy roep een van sy engele en hy roep hom en hy sê vir hom, kom hierheen. En terwyl hy hom bring, vra die engel hom, wat wil u hê? Hy sê, gaan af na my skatkamer. Hier is die sleutel daarvoor en gaan roep vir my die wind. En die wind kom en hy staan voor God, die Almagtige, en terwyl hy voor hom staan, toe sê hy, gaan af in die land van Egipte. En sien jy daar die see, jou opdrag is, dat jy daar die see sal terugstoot, sodat my volk droogvoet sal deurgaan. En wanneer hulle dan deur is, sal ek aan jou die opdrag gee, wind, om te onttrek, sodat hierdie see, dan hierdie volk, vanmôre kan verwoes. Kan jy dink dat God beheer selfs die wind? Graag wil ek begin met 'n getuienis. Ons is die jeugleiers daar in Western Area. En terwyl ons in Western Area dienste hou en ons kerkgebou was bykans klaar, het ons reg agter ons kerkgebou 'n groot tent opgeslaan. En die aand het ons spesiale dienste gehou en pastoor Michael Erasmus, wat Desember maand na die Here Jesus toe is, het die dag die diens waargeneem. Maar daar kom 'n verskriklike wind op in daai Western Area, dat daai wind, dat daai tent klap sodat ons mekaar nie eens kan hoor sing nie. Die orkes speel, maar die gemeente is ver van die orkes en die orkes is ver van die gemeente. Hulle kan mekaar nie hoor soos wat daai wind klap nie. Later sit pastoor Pieter King toe nou alles af en hy sê dis reg, kom ons gaan die woord bedien. En alrede hoekom ek hom kon hoor, want ek het reg voor by die speaker gesit. En hy sê ons gaan vir pastoor Michael Erasmus gee, en pastoor Michael staan op, en hy vat die mikrofoon, en ek hoor hoe hy bid, en hy sê, Vader, u wat die winde beheer, u weet ek moet nou u woord, wat die hoogste gesag is, bedien. Vra ek u, roep hierdie wind dan nou tot stilstand. En die oomblik toe hy dit bid, toes daai tent tot stilstand en God se woord kon verkondig geword het aan die volk van die Here. Ek het dit met my oë gesien, ek het dit beleef. God beheer die winde, kerk. Maar ons kry lewenswinde wat nie altyd lekker is nie.
Ek onthou my pa, nadat my ma gesterf het, en dis sekerlik een van die grootste winde wat in my lewe as jong kind kon gebeur het. 'n Wind waarvoor jy nie vra as jy voor 'n graf staan, en jy is 4 jaar oud nie. En die wind van die lewe is besig om jou te druk. Maar ek onthou my pa het altyd gespot, want hy het sê, hy het gevlug hier uit die rand uit, weg van die familie af, nadat my moeder gesterf het, en hy gaan Vrystaat toe. Nou, het my pa geken, hy was bietjie baie meer bles as ek. En hy het altyd vir my gesê, my seun, ek het altyd gegaan vir 'n suntan, toe kry ek 'n sandblast. Want hy sê, daar in Oendalsrus bly, en hy wind kom op van Wesselsbron af, dan waai hy, dat die straatligte 12 uur die middag aangaan van die rooi grond. En dis hoekom hy altyd gesê, hy het 'n sandblast gekry, van hy fyn stof. Maar ek wil graag vir jou vanmôre net bring om te sê dat Spreuke 25:23 sê die woord, die noorde wind bring 'n reën by voort. Hooglied 4 vers 6 sê, word wakker noorde wind, en kom suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom, en van sy kostelike vrugte eet. Ek dank God vanmôre vir daar is 'n tyd wat God ook die noorde wind na sy kinders toe laat kom. Die wind wat reën bring, die wind wat eintlik heerlikheid bring, die wind wat eintlik vir jou 'n lafenis gee, 'n tyd wat jy sê, Here, nou is ek in sielerus. Ken jy daardie wind? Dank God vir daardie wind. Die noorde wind is die wind van die seën. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons die seën van die Here op mekaar moet afbid, broer en suster. Jy moet eintlik bid dat God se geestelike noordewind weer oor ons kom waai. Weet jy, ek het my gemeentes waar ek bedien het ek verslaaf gemaak aan die seën van die Here. Want ek het baie verder gekom met die seën van die Here as met enige pond vleis. Ek het baie verder gekom met die seën van die Here as met 'n rand wat 'n man vir my sou gee. Inteendeel het ek gesien dat die seën van die Here van 'n 10 rand 'n 100 rand kan maak. Wil jy weet hoe werk dit? Ek weet nie. Al wat ek weet is dat God se seën is onverklaarbaar, maar ek het my gemeentes verslaaf gemaak aan die seën van die Here. Want hy wie die Here seën, kan niemand vloek nie. Sou jy my vloek, dit maak nie saak nie. Ek bly geseën, broer en suster. Die seën van die Here maak ryk en daarin en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Jy kan so hard werk soos wat jy wil werk, het jy al gesien, en dis die volgende wind waartoe ek gaan, mense wat hard werk, maar daar's altyd 'n wind van armoede en swaar kry en ellende oor hulle. Nou is julle 'n bietjie doodstil. Halleluja. Daar's ook 'n oostewind, 'n noordewind, 'n oostewind. Jesaja 27 vers 8. Met mate het u hom afgereken toe u hom verstoot het. Hy het hom verdrywe met sy geweldige wind op die dag van die oostewind. Het jy al gesien, pastoor, jy gaan dit nog sien in jou bedieningstydperk. Jy kan by mense uitkom, jy kan vir hulle bid, jy kan vir hulle vas, jy kan alles vir hulle doen, maar hulle kom nooit in 'n oorwinnaarslewe nie. Nooit. Dis asof hulle altyd teen 'n oostewind loop. Altyd verbrand hierdie oostewind hulle. Die woord van die Here sê in Hosea 13 vers 15, wanneer hy die vrug dra onder die broers, kom 'n oostewind, 'n wind van die Here wat uit die woestyn opkom. Dan droog sy fontein op en sy bron dor uit. Die sal 'n skat van allerlei kosbare voorwerpe word. Jy sien, die oostewind het die vermoë om jou uit te droog. En ek wil dit graag vir u sê, ek het ook groot geword, baie keer wat die oostewind ons huis getref het. Ek weet nie hoeveel van julle kan onthou nie, ons het so 'n Mazda 323 gery. Hy het 'n paar brandewynvlekke opgehad, toe ons tot bekering kom. En ons het met hom by gekom, en ons het op 'n stadium, ek dink amper is Rooipoort plotte, ek dink amper dis die plotte se naam, daar op jou bankpad gebly. En in daai tydperk het die bank 'n paar keer die karretjie wou kom terughaal. So Karten het my geleer om 4 tyres af te haal, dit onder die kar te sit en die kar op en neer te sit.
Kom die bank daar en hulle het net een spaarwiel, hulle kon ons kar nie vat. Dis slim. 'n oostewind. 'n oostewind. Wat jy nie graag wil hê nie. Ek het vanmôre toe ek hierna toe ry en ek ry oor die brug daar naby Weersterstraat 35 verby en ek gaan daar oor die brug en ek kyk so aan die regterkant waar die ou metro was en ek weet ons het net so oorkant die ou metro gebly en daar was 'n klein huisie wat ons ingebly het. Ek sê dit met groot versigtigheid en respek. Dan skree hulle daai jare van die platform af varkvleis. Jy gaan hel toe as jy varkvleis eet. Maar dan weer die Here het iewers gepraat met 'n tannetjie wat in Metro gewerk het. En almal wat ons gehad het om te eet is 'n stuk polony wat sy vir ons afgelewer het deur 'n swart vrou. Dan eet jy daai polony rou, jy eet hom gaar, jy eet hom op brood, jy eet hom onder brood, maar jy eet polony, vark of geen vark, my broer. Dan Sondag dan hoor ek weer, as jy varkvleis eet, gaan jy dit nie maak nie. En ek het daar as jong man besluit, dat sou ek ooit 'n prediker word, ek nooit mense sou veroordeel oor simpel goed nie. Want mense weet nie vanmôre, waardeur gaan jy, as 'n oostewind jou eers begin waai, my broer en suster. Mense besef nie, die smarte waardeur jy gaan, en dis hierdie gemeentebroers, het op 'n stadium vir my 'n resiesfiets gekoop, ek het hom afgeskuur, ek het hom mooi geverf alles, en ek het met hom skool toe gery, mense in hierdie gemeente het dit vir my gedoen. Want ek het so plus minus 13 km skool toe moes loop. En dan praat ek nie eens van kerk toe nie. Deur 'n oostewind wat ons huis getref het. En ek gaan een Sondagmôre kerk toe alleen met my pa in 'n teruggevalle toestand. En toe ek terugkom, toe's my fiets in die pandwinkel. Want hy het dors geword. Ek praat van 'n oostewind. Wat mense wegjaag, 'n oostewind. En hier's vanmôre mense wat in daai oostewind sit, ek is 100% seker daarvan. Ek het kwart oor 2 vanmôre sê Here, ek moet ou slaap, anders gaan ek dit nie vanmôre maak nie. En dis waar ek 100% seker het gekry oor hierdie woord. 'n oostewind, broer, suster, wat nie lekker is nie. Kan ek jou nog iets vertel oor oostewind? Terwyl ek in hierdie gemeente was as 'n jong man, reken ek toestaan met 9 op myselfde plotte, kom ek van die kerk af met die vuur van die Here is op my. Dank God vir hierdie broers in hierdie kerk. Dank God vir Carterville gemeente, dat ek nooit nodig gehad het om huis toe te loop nie. Maar daai môre toe ek by die huis kom Sondagmiddag, gaan ek in my kamer en ek kry al my goedjies reg en die Heilige Gees, want dit is stil in die huis. En die Heilige Gees sê vir my, kom by die deur in. Dis my pa se kamerdeur nou. Ons het nog goeie maniere gehad, jy stap nie meer kamerdeur en jy klop. En jy klop saggies ook. En ek klop en niemand antwoord nie, en ek klop en niemand antwoord nie, en my ma sit in die sitkamer. En ek gaan daai dag en die Heilige Gees druk op my, ek moet in hierdie kamer inkom, en ek sê, Here, jy moet my help. En ek vat daai kamer en op daai deur op een of ander onverklaarbare manier, stamp ek hom uit sy kusyn uit. En toe ek in die kamer inkom, toe sit my pa met die .22 geweertjie so onder sy ken. Met sy hand op die sneller. En ek aanskou 'n oostewind wat my waai, dat ek partykeer nie weet waar ek is. En ek onthou daai môre, want ek kom uit die diens uit, dank God vir die kerk. Om Johan, ek daai môre al wat ek uitkry, want ek weet ek moet iets doen. Maar ek gryp hom toe aan die kop. En ek skud hom toe nou nie. En ek sê vir hom, silwer of goud het ek nie. Maar wat ek het in die naam van die Here, bestraf ek jou. En toe ek hom bestraf, toe val hy agteroor en hy raak aan die slaap. Net so, oombliklik. Ek het daai geweertjie by my gevat,
En binne my huis, binne my kas gebeer, as 'n matriekseun. En hy geweer is tot vandag toe nog by my. As 'n oostewind jou begin druk, broer en suster, maar julle almal ken my pa. Dank God vir Jesus. Amen. Dank God dat hy iewers die wind van die lewe 'n opdrag gee. Om te sê, gaan sluit jouself weer toe. Want jy gaan nie weer as 'n oostewind oor my kind wees nie. Amen. Dank God daarvoor. En daar kom my pa later jare weer tot bekering in hierdie pragtige kerkie onder julle almal saam. Hy het later vir die Here gewerk en hy is vandag 100% seker dat my pa by die koning van alle konings is. Dat die Here hulle siele gered het en dat hy hulle gereinig het. Dank God dat die wind van die lewe is binne in sy hand. Amen. Daar gaan mense deur baie verskillende winde. Winde van egskeiding. Winde van sterftes. Winde van ellende. Winde wat nie altyd lekker is nie, maar ek is vanmôre hier om vir jou te sê, die Almagtige het met my gepraat en gesê hy is besig om 'n opdrag uit te voer vir Carletonville, dat die winde gaan verander. Loof God se wonderlike naam. Die wind van die Here gaan verander. Daar gaan 'n ander wind opstaan vir jou broer en suster. Moenie moedeloos raak as jy in 'n plek is waar jy voel dat die winde druk jou nie. Ek onthou selfs toe ons op die plot gebly het ek kerk toe gestap, daar in Onyx Rylaan, net om prefekdiens te kom doen. En pastoor Okkie Silje my teruggevat huis toe baie keer. Ek het nie eers deel aan die diens gehad nie, net om prefekdiens te doen en karre op te pas. Dat jy het gereën, dat ek 'n swart sak oor my gesit. As ek by die kerk kom, is my reën, is my soep, pap, sop, water nat. As 'n oostewind oor jou waai. Ek het op 'n stadium by Willem Kreer hulle aan huis gebly. Ek het daar genoeg botter in my lewe geëet. Maar jy eet daar botter met 'n broodjie op. Dis nie broodjie met 'n bietjie botter op nie. Dis andersom gewees. Dis botter met so 'n stukkie broodjie op. Eet hy het nog steeds so. Daar's ook 'n suidewind in die woord van die Here. Psalm 11 vers 6 sê, hy sal op die goddelose vangnette vuur en swawel laat reën. En 'n gloeiende wind sal die deel van hul beker wees. In die tyd sal aan hierdie volk, Jeremia 4 vers 11, en aan Jerusalem gesê word, 'n gloeiende wind van die kaal heuwels in die woestyn op my pad na die dogter van my volk, nie om te wan of te suiwer nie, maar te vernietig. Beleef jy vanmôre daardie wind, broer en suster? Daar's ook 'n westewind. Hierdie westewind, sê Eksodus 10 vers 19, daarop laat die Here die wind omslaan in 'n baie sterk westewind. So God laat hierdie oostewind omkeer in 'n westewind. Hy sê die het die sprinkane opgetel en hulle in die Skelfsee gedrywe. Daar het nie een sprinkaan in die hele gebied van Egipte oorgebly nie. Dis wanneer God die wind begin laat draai. En terwyl ek vanmôre hierheen kom, is my boodskap dat God se wind vir Carletonville is besig om te draai, broer en suster. Hierdie is die profetiese woord wat jy kan gaan neerskryf. Dat vir jare was daar moontlik 'n oostewind gewees. Maar God het vanmôre die wind laat draai terwille van sy kinders. Terwille van jou het God vanmôre die wind weer laat draai. Loof sy wonderlike naam. Dieselfde God wat my magte was om te sê, gaan haal vir my hierdie noordewind. En gee hom die opdrag
Terwyl dat hy nog opereer as die noordewind, sê hy noordewind, jy word nou gedoop en ek maak nou van jou 'n ander wind en jy sal genoem word westewind en elke springkaan wat gebyt het, sal nie meer byt nie. Ek sal hom optel, ek sal hom op 'n ander plek sit, ek sal hom verwyder uit jou land uit. God wil vanmôre hê dat sy kerk moet weet, hy verwyder vanmôre springkane. Springkane. Jy weet natuurlik, jy moet ook jou deel doen, hè? Jy weet jy kan God se seën nie koop nie. Amen. Maar jy weet natuurlik, jy kan die venster van die hemel nog wyer oopmaak. Weet jy dit? As jy jou deel bring. As jy jou 10de deel gee, broer, suster, daar's 'n goddelike beloning in dit. Ek sê dit vir u. Ek sê dit nie want jy gaan hierdie pastoor ryk maak nie, sy salaris is klaar vas. Maar ek sê dit vir jou terwille van jouself. Is daar 'n goddelike seën? Jy kan die wind se seisoen ook 'n bietjie bepaal. Jy kan dit nie manipuleer nie. Ek het baie keer as ons so 'n bietjie in die knyp was finansiëel, dan sê Here, maar onthou u woord sê dat jy moet dit gee. En as u gee, u is 'n staatmaker van die woord, u is 'n waarmaker. En nou maak ek staat op die woord en elke keer het die Here vir my deurgekom. Hoeveel mense weet julle wat 'n ordentlike Toyota Camry gekoop het? Ek praat van 'n ordentlike voertuig. Volle diensrekord. 140.000 km op die klok, volle diensrekords by Toyota. Nie 'n bietjie van 'n probleem nie. Leer sitplekke, alles. Hoeveel van julle weet van so 'n man wat hom gekoop het vir R1? Hier staan hy. R1, broer en suster. Want iewers het God bepaal dat die wind moet draai. Ons werk vir die Here in daai selfde Western area as jeugleiers. Kyk, ons het nie eers vir die Here gewerk toe ons pastore geword het nie. Ons het lank voor die tyd vir die Here gewerk. En ons werk as jeugleiers en ons het net getrou en ek's nog 'n vakleerling. En my salaris is baie klein en sy moet haar werk los in Ermelo en ons kom Western area toe. En ons word jeugleiers spaar en broers, suster, ons stel jong mense op met my rooi golf. 'n Rooi golfie kan 11 mense vat. Ja, dis so. Nou nie ouer mense nie, maar jong mense. As jy nog 'n bietjie fleksibel is. So ons het dit gesien want ons het hulle so jeug toe aangery. En dat ons ook Sondag aand vir diens, mense gaan oplaai in Randfontein plotte vir die diens. Dan ry ons plotte toe, dan kry ons hulle, en ons terug Western area toe, van Western area af, terug plotte toe, terug huis toe. Omdat ek, die manier wat ek hier groot geword het onder julle, het ek net gesê, die slegste verskoning vir iemand om by die huis te bly, is dat hy nie 'n geleentheid het. Want ek het nooit hy geleentheid gebruik nie, of die verskoning nie. So die aand, dis die week voordat ons betaaldag kry, Michelle het toe begin werk, nou hoor nou waar werk sy. Sy begin werk, ons bly in Glenhawie, en sy werk, wat sy maar, Westgate. 60 km Westgate toe, 60 km terug. Nou is ek 'n vakleerling, sy het nie werk nie, sy het hom net gekry. Nou is dit die bitter einde van die maand, die Woensdag kry ons salaris. Die Woensdag. Die Sondag toe ons die vroukie hulle by die huis aflaai in Randfontein, ons ry terug huis toe, toe ons by die 4 rigting stop, waar die terugry Randfontein toe, Vereniging, regs Potchefstroom, links Johannesburg. Nog 10 km tot by die huis. Toe sê sy vir my man, ons het 'n probleem, ons gaan staan sonder brandstof. Toe hou ons al die hele week daai naaltjie dop onder kwart, soos wat hy sak. En daai aand gee die Here vir my op 'n manier vrede, want ek het sy wind kon lees. En ek sê, maar hierdie is God se probleem. Dis nie myne nie. Ek werk vir hom. En ek sit iets voor die gates dat ek hom nie moet sien nie. En ons draai regs by die plek waar ons by Hillshaven sal ingaan, so agterpad Western area, Glenhawie toe. En toe ek daar regs draai, toe skuif die dingetjie weg. En broer, suster, my rooi golfie is tussen daai 4 rigting stop, tot daar waar ons voor regs gedraai het.
iewers by God se volstasie, 'n kwart tank petrol binne in my kar ingegooi. Wat ons aanskou het. Ek het dit gesien. Ek moet nie sê, pastoor, julle het 'n fout gemaak nie. Ons het daai hele week dit genurture, gekyk waar die brandstof heen gaan. Ons het al gesien dat die vorige week is al by die wit en hy's al klaar in die rooi, die liggie het al lankal gebrand. Ons net geweet iewers gaan ons staan sonder brandstof. En 'n kwart tank petrol is binne daai golfie gegooi. Julle gaan nie glo nie, dis genoeg net tot Woensdagmôre wat sy salaris kry. Nie vir Donderdag nie, vir Woensdag wat sy nog salaris kan kry, want sy het voor my salaris gekry. Dis as God die wind van jou begin draai, broer en suster. Inteendeel, toe ek 'n jong seentjie was en my moeder gesterf het, was die wind teen my gewees, dat baie het gesê, ons gaan washouts word. Dit was oor my uitgespreek, oor my uitgeproklameer, maar God se wind word nie bepaal deur 'n mens nie. Onthou die eerste vers wat ek vir jou gelees het was, alles wat die Here behaag, dit doen hy. En toe kom die Here en hy maak van my 'n washout. He saved me and he washed me out with his atoning blood. I am a washout for Christ. Loof die Here se wonderlike naam. Maar Jesus kom en hy praat ook oor 'n wind nadat God al die winde geopenbaar het. En dis by die wind by wat die kerk moet uitkom. En dis ook vanmôre my wens dat lede in Christus kerk by daai wind weer sal uitkom. Amen. En hoor broer en suster, toe ek gekies word as moderator, toe is daar mense wat sê, hy is die man wat die Heilige Gees uit die kerk uit gaan vat. Ek het vir hulle 3 woorde, surprise, surprise, surprise. En die enigste rede hoekom ek dit sê, ek het net die Heilige Gees anders leer ken, as wat ander dit geleer ken het. Ek het nie die Heilige Gees leer ken, dat daar elke Sondag gedans en geprofeteer was nie, maar ek het gesien dat kankers het nog uitgeval. Ek het gesien dat kragtige dade het plaasgevind. Loof God se wonderlike naam. Ek het gesien dat die krag van God nog kan werk. En toe verval ons iewers in 'n dogma, waar ons gedink het, dis al wanneer die Heilige Gees werk, as ons in hierdie rigting is. En ek verwag nie nou baie anders. Ons bepaal ook dienste, of ons bo-oor, of onderdeur is, of jy gedans het, pastoor. Maar ek het onder julle gesien, dat kragtige of groot manne stap van agteraf in, en al wat hy gaan doen is begin ween, en hy val op sy aangesig neer, en hy stap 'n ander man uit, weens die krag en die aansien van die Heilige Gees. Daarom sê Jesus hierdie woorde, hy sê, julle moet julle nie verwonder nie. Want laat ek dit vir julle sê, die grootste gevaar van ons kerk is 'n ritueel. Die grootste gevaar van ons kerk is 'n kultuur. Ek sê nie om gelike te word, julle like my klaar. En ek predik dit oral waar ek kom, want dis wat God in my hart wakker gemaak het, om dit weer te kan beleef, soos toe ek 'n jong seentjie was, hier onder ons, broer en suster. Die krag van God. Die Heilige Gees nie iewers in 'n boksie geplaas word en sê ons verwelkom vanmôre jou Heilige Gees. Jy's nou vanmôre is jy nou welkom. Dis so waar. Broer, suster, inteendeel ek sê ek dank God ek het vanmôre die voorreg om onder die aansien van die Heilige Gees in te kan kom. Ek dank God vanmôre vir die werking van die Heilige Gees. Jesus sê dit so mooi, Johannes 3 vers 7. Hy sê moet jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word. Dan sê hy, die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid. Weet ek het in hierdie kerk groot geword. Hier was 'n geluid gewees. Ek weet julle het vanmôre baie voorberei om my te sien, maar ek dink as jy dieselfde moeite ingehaat het as om God te beleef. Pastoor,
God het my geroep vir hierdie sake, broer, suster. Die Here het my kop gemaak soos 'n diamant, want hy wil hê ek moet vir sy Heilige Gees partydig wees, maar nie soos wat die kerk hom net in 'n boksie plaas nie, nie soos wat ons hom net in 'n ritueel gesien het nie. God wil onder sy kerk weer werk, soos nog nooit van tevore nie. Halleluja. Luister net die krag van die Heilige Gees. Ek onthou, oom Hans, ons het in 'n bidhuur ingestap, by 'n ou klein kerkie nog, die groot bome was daar gewees, en ek onthou daai aand, toe stap ons daarin, toe stap my pa en oom Callie saam in, Vinkel en Koljander, want die een is soos die ander. En daai aand, toe sien ek vir die eerste keer my vader begin huil, want hy het my geleer, cowboys don't cry, especially not in front of their horses. Maar daai aand, nog voordat die profeet iets kon sê, toe draai die wind van die Here binne in daai kerk, daar was 'n geluid wat jy kon hoor. Amen. Jy hoor nie meer as jy by kerke kom 'n gebedsgeluid nie, jy hoor 'n kuiergeluid. Dis waar. Skep nie die atmosfeer om te kuier nie, skep die atmosfeer dat die Heilige Gees weer kan funksioneer soos wat God wil werk, broer en suster. Dis in elk geval nie, hierdie prediker se prediking kan niemand red nie. My woordeskat kan nie iemand nader trek nie, dis net deur sy Gees wat hy jou nader trek, en hy roep jou met woorde van goddelike liefde. Want jy is nie verstom nie. Jesus sê vir hulle, wees nie verstom as ek dit vir jou sê nie. Want die wind waai waar hy wil, soos wat hy wil, en hy het 'n geluid. Amen. Het jy al gehoor die kerk se klank het verander? Ja, dis waar. Ons wil dit nie herken nie, broer, suster. Ek het vir gesê, as ek moontlik op jou tone trap, sterkte. Dankie, Here. Vra nie om verskoning nie. Yes, amen. Wat maak jou tone op God se platform? Yes, amen. Amen. Die kerk het 'n klank, en hy word geken aan hierdie klank. Vandag is die klank kultuur, die klank is baadjies, die klank is hoede, hulle veg oor sulke dinge. Maar ons het as jong mense net geveg oor een saak, dat die salwing net oor my vaardig raak. Maak nie saak wie ek was nie. Toe hier tot bekering kom, het ek nie klere gehad soos wat julle gehad het nie. Maar die salwing het oor my vaardig geraak. En die salwing het my bevestig. Daar het die oostewind begin draai, oom André, kan die Betsy van sy, is vanmôre hier, oom André van sy daai jare, oom Johan, hulle kan vir jou sê, oom Johan het my gevat, dan het ek vir hom bietjie werk gedoen, ek het gaan help 4 doodslaan. Baie keer, by die beeste, die by die myn, baie keer. Ek het 'n paar keer saam met hulle gegaan, toe was broer Willem bietjie anders gebou as vanmôre, maar nog altyd koddig, maar anders as vanmôre. Toe ons daai rooi Afrikaners, was dit daar by Derby of Koster, waar was hy? Ja, hy kwaai goed wat in die veld loop, en daar so arm, so maar perd, ek het die perd gevang, sonder 'n saal. Toe gaan haal hy goed daar uit die veld uit, en oom Willem maak nog so vir hom, maar hy koeie is nog ver, en toe hy so maak, toe sê sy, hier kom ek. Sien hoe kan hy kort bene so uit die kraal uitspring. Dan kom ek weg van hulle af, en sê oom Johan, dankie seun, en sê by 'n paar rand in my sak. Selfde met die van Sails, en toe keer het ek nie hulle huis opgepas nie, en toe begin die wind te draai van die Here hier in my lewe, oor my, ek sê met alle respek teenoor my vader, hy is vandag nie hier nie, my vrou kan my uitdra, ek's 'n vakleerling, en hy's 'n ambagsman, dan kom leen hy in die maand by my geld. Dis as die wind van die Here begin draai. Loof die Here se naam. Halleluja, as jy wil geld leen, moet dit nie by my kom leen nie, vra my vrou. Prys die Here. Dan sê hy, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Halleluja. Vanmôre is my bede, te midde van die oostewind, te midde van die weste, die noorde, die suidewind, is dat hierdie wind weer onder ons sal waai. Amen. Die wind van die Heilige Gees, wat nie opgewek kan word deur 'n koortjie nie, my broer.
Hy kan nie deur 'n ritmiese handeklap opgewek word nie. Dis 'n ritueel, dis 'n emosionele beweging. Ek praat van iets wat diep binne in jou hart jou begin beweeg. Al wil jy nie, sê jy, Here, ek wil nie, maar hier kom ek. Ek het geen keuse nie. I just feel the Spirit of God is moving within my soul. Die probleem met die kerk is ons word emosioneel opgewek. Yes, Lord. Yes. Dan hou dit net tot by môre. Dis die waarheid. Hy swart man moet net verder gegaan het as wat jy gesê het. Dis right. Amen. Amen. Hier kom die wind waaroor ek wil praat. Handelinge 2 vers 2 en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul. Waar hulle gesit het, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit het. Ja. Amen. En daai laaste stuk wil ek graag hê jy moet net gou aandag gee op dit. Toe is deur hulle die tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel. Die tong het homself verdeel. Dis nie ons werk nie, dis ons vermoë om dit te doen nie. Dan sê hy, en op elkeen van hulle gaan sit het. Is een oorgeslaan? Elke een. En dis 'n vuur wat deur die wind aangejaag was. Kom ons sal onthou as ons slaan, dan hou ons die rook dop. Want net so ewe skielik verander die wind. En as die wind verander, dan vang die vuur jou. In Ermelo het daar 'n oom geboer net buite Ermelo in 1 jaar toe hulle 'n groot vuur. En daai is baie groter boere, hulle span die trekker voor die ploeg of voor die eg en dan gaan hulle vinnig deur net om te kyk dat die vuur nie kan oorgaan nie. En daar's 'n swart man met die trekker en hy sien toe die wind of hy het nie gesien die wind draai nie en ewe skielik het hy homself vasgevang. En met groot hartseer het hierdie goeie werker, wat 'n goeie mens is, het hy op 'n stadium gegaan en het in die ploegskaar homself gaan sit en so gaan neersit dat die vuur hom net nie moet brand nie en hy het ongelukkig met groot hartseer net daar dood gebrand want hy het die wind nie dopgehou nie. Broer, suster, vanmôre lyk julle vir my so 'n paar swart stoppels hier onder 'n paar groen gevleelde mense. Ek wonder of jy die wind opgehou het en of jy besig is met die regte wind. Want God wil weer hê dat sy kerk moet gevul word met die wind van die Heilige Gees. Daardie tong van vuur moet op elkeen afsonderlik kom sit. Hy moet bo op jou vaardig raak. Hy moet vanmôre binne in jou brand. Daar moet 'n krag van God binne in jou kan werk om te wil, sowel as om te werk na sy goddelike welbehae, die wind van die Here. En ek het toe as jong man besluit, ek wil nooit in my lewe iets verloor nie. En dit is die wind en die vuur van die Here. Ek sal alles nog prys gee. Ek sal dit mense oor my praat en oor my dinge sê, dis julle okay. Ek het nie nodig om myself te verdedig nie, maar Here, laat die wind en die vuur net altyd my aandeel sal bly, dat die kerk van die Here vanmôre weer gevul sal word met die wind van die Here. My pa het net tot bekering gekom en ek onthou daai aand baie goed. Het ons gebid, want ek sê vir jou weer, daar was 'n klank in die kerk. Ons het gebid daai aand. En terwyl het ons bid daai aand, presies dit toe gryp my pa en oom Hans stryd om mekaar en hulle worstel. En die Here vul daai aand my pa met die Heilige Gees en met vuur, soos wat hy van die Here begeer het. En die wind begin vir my pa ook te draai. En God het hom opgerig. Vanmôre sit die mense wat verteer is deur winde wat van voor af jou gebrand het al. Weet jy, kry 'n warm wind. Werk op 1 jaar die SA kampioenskappe in die Parel, my meisiekinders. En ek was hulle afrigter en ons kom in die Parel en die wind draai ook. En nou is die wind van voor af, maar hy kom uit die gebergte uit. 'n warm bergwind dat jy nie so diep kan asemhaal nie, want jou longe brand aan die binnekant.
Net so ewe skielik. En vanmôre sit jy vanmôre dalk hier en sê, Here, hoe lank die wind nog? Maar ek het gekom om vir jou te sê, God het vanmôre die opdrag van die wind oor jou kom verander. Amen. Baie dankie, Here. Dankie, Here. En hy doen dit deur die anksie, die salwing en die beweging van die Heilige Gees. Hy vervang dit vanmôre met sy wind wat uit die hemel uit neergedaal is, binne 'n bo vertrek. Ek wil vir die kerk dit sê, pastoor, ons gaan nie weer 'n bo vertrek belewenis hê nie. Anders moet julle Israel toe gaan. Want daar is bo vertrek. Ek was nou daar gewees, jy mag nie eens hard praat nie. Ons wou 'n koortjie sing. Hy Jood het ons vinnig kom stil maak. Maar gelukkig ons koortjies, hy sê, this is the last time. Maar ons koortjies gaan ons so vinnig na mekaar. Dan gaan ons net weer vinnig sing ons 'n koortjie. Tot ons nou klaar gesing het. Jy mag nie eens meer daar praat nie. Johan moet stil wees in die bo vertrek. Daar gaan nie weer 'n bo vertrek gebeurtenis plaasvind nie. Die Bybel sê in Joel 2, hy sê in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op alle vlees. En dan begin hy te sê, wie is al die vlees? Dan God, hy het nie die bejaardes en grysaards weggesit nie. Hy het gesê hulle gaan drome droom, maar hulle gaan die gees geniet. Dit gaan gebeur en die diensknegte en diensmaagde, my seuns en my dogters gaan profeteer. En laat ek dit vanmôre vir jou sê, moenie dink dis snaaks, Johan, as jou seun gaan profeteer, maar nie soos wat jy wil hê hy moet nie. Hy gaan heel moontlik nie so lekker huppel, dans en eers fluit en nat gesweet wees nie. Hy gaan heel moontlik net daar uit sy kamer uitkom en sê, so sê die Here, die God van die leefskare, en hy gee vir jou 'n klokvraag, loof God se wonderlike naam. Halleluja. Jy sien, ons verwag die Heilige Gees soos wat ons het gehad het, toe ons klein was, soos my oorerving. Kyk, ek kan amper nie anders nie, verstaan jy? Dis hoe ek geleer was, maar dit beteken nie ons kleinkinders gaan dieselfde doen nie. Maar ek dank God, die Bybel sê hulle gaan profeteer. Amen. Amen. En ek en jy moet vanmôre weer sê, ons verlang na daardie wind. Amen. Kom Vader, laat U daardie wind weer oor ons losmaak. Laat daardie wind weer ons aandeel wees. Loof God se wonderlike naam. Ek het gesien dat die wind van die Here het sommer van agteraf begin waai by tyd dienste waar ons gesit het. Jy wonder waar kom die geluid vandaan? Dan kom jy net agter, die krag van God het hier deurgekom. Onthou julle vir Tannie Veronica Gore. Ek kan nou lekker met julle vanmôre praat oor die kerkgoed, want julle ken my mos. Ek onthou sy's 'n stilstemmige vroutjie, nie veel gepraat of gesê nie. In die kerk ook nie. En Freddie het altyd net gelag. Maar tot een bidtuur daai nag, toe sit sy so die tweede bank van vooraf en ewe skielik hoor ons, daar kom 'n wind en 'n geluid wat ons nie ken nie. En die Here begin daardeur Tannie Veronica 'n krag van vuur uit haar uit. En sy begin so te gil. En toe sy die tweede keer so gil, toe is die Gees van die Here in die plek teenswoordig, 'n geluid wat ons nie altyd geken het nie. Onthou julle vir ou Tannie Hanna Maree? Onthou julle? Ek onthou, ek sal nooit vergeet, een aand in 'n bidtuur, toe sy so by die klavier gekniel. En daai aand toe begin sy net met die Here te praat. Maar dit was 'n ander aand. En daai aand toe begin sy te bid oor die man wat vir hoeveel jaar langs die pad van Bethesda lê. En toe sê sy Here, en toe kom die engel en hy roer. En toe sy die tweede keer so sê, en hy roer die water. Toe's God in ons midde, en broer suster, daar begin 'n roering van die Heilige Gees onder ons plaasvind. Ek gaan dit nou sê en dan gaan ek klaarmaak. Want ek wil julle nog 'n bietjie lief hou vir my. Amen. Maar vandag hang dit alles net van die pastoor en die musiek af. Ek onthou hoeveel keer ons sonder musiek het die krag van God oor ons vaardig geraak. Amen. Yes. Here, laat U wind weer oor ons kom waai. Dankie Here. Halleluja. Dis 'n wind wat 'n moderator nie kan maak nie. Dis 'n wind. Dis 'n wind wat 'n kerkraad nie kan opwek nie. Dis 'n wind wat deur niemand gemaak word nie, maar ek vra weer vir die wind van die Here in die kerk van Christus. O, ek het 'n behoefte na daai wind. Ek het dit gemis. Ek sê dit vir julle. Ek het gesien hoe dat die kerk vir jare en rituele en dinge vasval. Laat ons die wind beheer. Ja.
Weet jy, vliegtuig se kragtigste wapen is wind. Die manier wat jy die vlerke kan span om te manipuleer, alles wat hulle doen, is net hy manipuleer die wind om het reg te maak. Die kerk het geleer om die wind so te manipuleer, dat het nog steeds lyk of ons hoogte kry. Ek sluit met hierdie getuienis. Ek sluit een aand in Rustenburg die kerk, terwyl ons pastoorspaar daar is. Hier ons het kerk gehou, soos ons kan. Soos ek geleer het. Die kerk, hier ons het alles gedoen. Kijk, hoe natter jy gesmet was, hoe beter, hoe meer was jy in die gees. Hou julle daai jare. Hoe meer jy kon spoeg, hoe beter. Waar was jy sakkie vol skinkers met knoffel? Hou julle daai dan? Ja, sakkie het 'n tweelingbroer gehad. Vol in my oë. As hulle na jou toe dans en dans jy so weg. Jy weet dit al. En dis nie onderskeiding nie, is reuk vermoë. Ek sê in Rustenburg, Tannie, ons het daai aand so kerk gehou. Sê ons gemeente was in beweging. Daar was 'n aksie. Weet soos ek was baie dankbaar vir daai aand. Ek sluit die kerk want my koster kon nie daar wees nie. Ons het reg langs die kerk gebly, almal gegroet. En ek trek die deur toe, so dit mooi vind, ek trek die deur toe en sê die skild, die skild draai, toe sê die Here vir my, "Het jy 'n lekker kerk gehou?" Ek sê, "Ja, Here." Maar ek voel die salwing is nog op my. Die Here sê, "Met jy het geniet." Ek sê, "Baie, Here." Die Here sê, "Met jy tevrede." Ek sê, "Verskriklik." Vrede. Die Here sê vir my, terwyl jy dit geniet het, vrede is, gelukkig is, stap ek vanaand ongelukkig uit. Sê, Here. Die Here sê vir my, weet jy dat julle nie een keer vandag my behoefte aangespreek het? Ja. Ek het 'n behoefte na my kinders en hulle het dit nie aangespreek nie. Want dit het oor julle gegaan vanaand. En daar besef ek, o Here, ons hou kerk om onsself gelukkig te hou. As ons net die salwing beleef, as ons net beleef God is by my, of die Here het met my gepraat, die gelukkigste tolpaar. En die Here verander my bediening daai aand 100% radikaal. Dit is ek vanmôre hier wegstap. Ek ry binne my karretjie, wil ek net hoor, hy sê, jy het my behoefte vanmôre. Kom aanspreek. Prys die Here. As dit die by julle is, vra ek asseblief pastoor dat jy saam met my teen dit sal werk. Ek gee jou die opdrag, ek vra nie, ek sê vir jou. Die kerk het in 'n ritueel verval dat ons kan lekker dans en ek het nie 'n probleem met dit nie. Jy moet my kom traai, ek kan 'n uur saam met jou dans. En die oomblik as ons klaar gedans het, dan begin die aanbiddingsmusiek speel. Is dit so? En dit moet so wees. Daar is nie fout met dit nie. En ek wat nou hier nat gedans en gesweet is, nou begin die musiek speel. Wat is die opdrag aan my? Wat doen ons? Ons gaan 'n banke toe, ons na aanbiddingstyd. Here, dankie vir, ek het nou alles ontvang hierso, nou gaan ons U aanbid. Nou gaan dit oor U, Here. In plaas van dat ons dit so sal omhels. So I want to worship. Yes, amen. I want to worship the Lord. I just want to magnify you. I just want to uplift you. I just want to praise your name. I want to glorify you. It doesn't matter what people say around me and about me. But I want to magnify. Here, ek wil U behoefte vanmôre aanspreek. Ek wil U vanmôre vereer. Ek wil U vanmôre al die lof besing. Ek wil hê dat U vanmôre tevrede sal wees met my aanbidding en dit wat ek vanmôre voor U sal bring. Ek wil nie vanmôre by hierdie mense aansien kry nie, maar Here by U. U alleen is waardig om te ontvang die lof en die eer en my heerlikheid aan U alleen vanmôre. Ek wil U prys vanmôre, Here. Ek wil U vanmôre my lof besing, want U is so waardig. Wow,
all about you. I want to magnify your name. I want to exalt you. I want to glorify you. Please be exalted, Lord, amongst my brothers and my sisters. Oh, dat U alleen verheerlik sal word. Ek kan nie vanmôre hier uitstap as ek nie U behoefte aangespreek het nie, Here. En nou vra ek vir hierdie volk vir 'n nuwe wind. Ek vra U dat U die wind sal stuur. Here, soos wat Jesus gesê het, jy weet nie van waar hy kom nie. Here, maar jy hoor sy geluid, maar jy kan nie bepaal wie dit geskep het nie. Ek bid vanmôre vir 'n wind van U troon van genade en van barmhartigheid. Ek wonder of daar vanmôre mense is wat sê, Here, die ooste wind het my stikkend gebrand. Ek wil vanmôre 'n verandering van wind hê. Kom gou hastigheid. Ek gaan 'n vinnige uitnodiging gee. Ons gaan vir jou bid. Kom. As jy weet daai die wind het jou so gebrand dat jy vanmôre nie weet waar na toe om te gaan nie. Kom gou, kom gou. Kom gou. Die ooste wind is besig met jou af te reken. God wil vanmôre die wind in jou lewe verander, broer en suster. Loof die Here.